Vandag is dag 27 in ons 40 dae lentreis hart aan die brand. Vandag se teksgedeelte is Psalm 142, 'n onderwysing van Dawid toe hy in die spelonk was, 'n gebed. Ek stort my klagte uit voor sy aangesig. Ek maak voor sy aangesig my nood bekend. As my gees in my versmag, dan ken U my pad. Op die pad wat ek moet gaan, het hulle 'n vangnet vir my gespan. Ek sien uit na regs en kyk, maar daar is niemand wat my ken nie. Die toevlug is vir my verlore. Niemand vra na my nie. Ek roep na U, o Here. Ek sê, U is my skuilplek, my deel in die land van die lewendes. Luister na my smeking, want ek is baie swak. Red my van my vervolgers, want hulle is vir my te sterk. Lei my siel uit die gevangenis, om U naam te loof. Die regverdiges sal my omring, as U aan my goed doen. Die Bybel gee vir ons taal vir ons gebede. En as ons die skrif bid, dan leer ons ook hoe om na die Here toe te kom in ons broosheid. En veral hierdie week met die tema dat ons na die Here toe kom in ons nood. Dit is dikwels so dat ons dan in ons nood, as ons in 'n krisis is, juis die minste taal het. En so Dawid gee vir ons wonderlike woorde van om te voel dat dit wat die vyande is in ons lewe soms vir ons te sterk voel, dat ons swak is. Die een woord wat my uit die 33 of 53 vertaling so aangegryp het, is dat my siel versmag voel. En so dit is wonderlike woorde om die toestand van hoe ons voel as ons in krisis is, te kan beskryf. Maar een van die temas wat ons ook hierdie week opgetel het, is dat wanneer mense in krisis bid, dat hulle beroep op wie God is. En vandag is dit so mooi dat hy Dawid beskryf God in verhoudingstaal. So ons kan sê, as ons woorde en sinne moes klaarmaak en ons sê die Here is, dan kon ons beskrywingswoorde gebruik. Maar wat Dawid in hierdie gebed doen is, die Here is my. Die Here is iets van ons. En ek gaan hierdie woorde van Dawid net vir jou weer lees vandag. En ek wil graag hê dat jy dan, dalk is jy nie in 'n besondere krisis nie. Dalk het jy net nodig om weer jouself te verlustig en jou vrede te vind in wie God is. En so maak nie saak in wat se omstandighede jy tans is nie. Ontvang hier die name van God of karaktereienskappe van God wat Dawid vir ons gee. Die Here is my skuilplek. Die Here is my deel in die land van die lewendes. Die Here is my veilige plek.
Kom ons sluit vandag se gebed af met 'n ander vertaling van hierdie selfde psalm, naamlik die boodskap. Ek bid ernstig tot die Here. Ek pleit dat hy my jammer moet kry. Ek kla by hom. Ek sê vir hom wat my probleme is. As ek moet opgee, sal u weet wat vir my die beste is. Mense wil my laat struikel en val. Mense het die lewe vir my moeilik probeer maak. Hulle wou hê ek moes misluk. Hulle help my nie. Niemand gee vir my om nie. As ek mense vra om my te help, maak hulle of hulle my nie ken nie. Niemand wil my help nie. Hulle vra nie eers hoe dit met my gaan nie. Ek bid tot u, Here. U is die enigste een wat my beskerm. U is al wat ek in hierdie lewe het. Help my asseblief as ek vra. Self kan ek niks doen nie, want ek het niks krag nie. Bevry my van mense wat agter my aanloop om my kwaad aan te doen, want hulle is sterker as ek. Help my asseblief uit my moeilikheid uit, Here, sodat ek u kan prys. Ek is nou vasgevang soos iemand in 'n tronk, maar die kinders sal saam met my u naam groot maak, omdat u my gehelp het.